Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Ons is nog steeds besig met ons Pinksterreeks. Ek glo en vertrou dat u gereeld inskakel en dat dit vir u baie verrykend is. Vandag gaan ons verder met ons wandeling deur die Handelingebrief. Maar voordat ons gaan saam lees, gaan ek vra dat ons eers ons oë sal sluit en ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons sê vir baie dankie. Dankie dat ons die afgelope week so ver kon stilstaan by tekste uit Handelinge uit, dat ons regtig kan hoor hoe die Gees in elkeen van ons lewens 'n rol speel, hoe die Gees ons wil verander en help om die mens te word wat U wil hê ons moet wees en om ons rol en ons funksie te vervul in die wêreld daar buite. Vader, maar ons weet, ons het daagliks nodig om aan onsself te werk, aan onsself te skaaf en ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Ons het die hulp van die Heilige Gees nodig. En daar's baie ander aspekte waarna ons ook nog moet aandag gee. En daarom kom vra ons, breek nou die woord vir ons oop, sodat ons ook vandag sal hoor dit wat U vir ons wil kom sê, dat ons dit ter harte sal neem en dat ons dit sal implementeer. Daarom vra ons nou, spreek Here, ons as die kinders luister. Amen. Nou geliefdes, ons is by Handelinge 12 en ons gaan vanaf vers 1 tot 19 saam lees. 'n Bekende gedeelte vir sekere van julle, dalk is daar van julle wat dit nog nooit gelees het nie, of baie lank terug en nie mooi kan onthou nie. Maar kom ons lees dit saam. Handelinge 12 vanaf vers 1 tot 19. In die tyd het koning Herodes party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Toe Herodes sien dat dit by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange laat neem. Dit het tydens die fees van die ongesuurde brode gebeur. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur 4 afdelings van 4 soldate elk laat bewaak. Herodes wou hom na die Paasfees voor die volk bring. So is hy dan in die tronk bewaak. Maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Die nag voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen 2 soldate geslaap. Hy was met 2 kettinge geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Met eens staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus se sy om hom wakker te maak en sê vir hom: "Staan gou op." Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. Toe sê die engel vir hom: "Maak jou gordel vas en trek jou skoene aan." Petrus het dit gedoen en toe sê die engel vir hom: "Trek jou boekleed aan en kom saam met my." Petrus het agter die engel aan uitgegaan sonder om te besef dat hy werklik bevry word. Vir hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. Hulle is by die eerste wag verby en ook by die tweede. En toe hulle by die eysterdeur kom wat na die stad toe lei, het dit van self vir hulle oopgegaan. Toe hulle buite kom en 'n end met die straat af was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. Toe dring dit tot Petrus deur wat met hom gebeur het en hy dink: "Nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die hande van Herodes te red en van alles wat die Joodse volk van plan was om te doen." Met die gedagtes is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes wat ook Markus genoem is, waar baie gelowiges saam was om te bid. Hy het aan die voordeur geklop en die diensmeisie met die naam Rode het kom hoor wie dit is. Toe sy Petrus se stem herken, was sy so bly dat sy nie die deur oopgemaak het nie, maar na binne toe gehardloop het om te vertel dat Petrus by die deur staan. Maar hulle sê vir haar: "Jy is mal." Toe sy egter daarmee volhou, sê hulle: "Dan is dit sy gees." Intussen het Petrus aangehou klop. Toe hulle die deur oopmaak en hom sien, was hulle baie verbaas.
Hy het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uit gelei het. Vertel dit vir Jakobus en die ander gelowiges, het hy gesê en na 'n ander plek toe vertrek. Toe dit dag word, was die soldate nie min ontsteld oor wat van Petrus geword het nie. Herodes het hom laat soek en omdat hulle hom nie kon kry nie, het hy die wagte verhoor en bevel gegee dat hulle doodgemaak moet word. Hierna het Herodes van Judea af na Caesarea toegegaan en 'n tyd daar gebly. Nou ons lees net hierdie enkele verse saam. Geliefdes, in sy Bybelse dagboek vir hierdie dag skryf Prof Mias de Klerk in 'n oordenking oor Handelinge 12 die volgende. Gelei deur die engel van die bode van God, wag die een verrassing op die ander vir Petrus. Die boeie val van sy hande af, die ondeurdringbare ysterdeure swaai oop. Die getuie van die Here Jesus ontdek dat die onmoontlike moontlik is. As die Here jou deur sy bode wek in jou boeie, wat dit ook al mag wees, staan dan op en volg hom. Die een belemming na die ander val weg op die pad van gehoorsaamheid. Staan dan op, maak jou gereed, trek jou klere aan en ontdek die ysterdeur swaai as te ware van self oop. In 'n sekere sin het die Here die sleutels om die ysterdeure op ons pad oop te sluit. En hy kom en hy gee daardie sleutels vir elkeen van ons. Die gelowiges het vir Petrus se vrylating gebid en God het hulle gebede verhoor. Dit was die sleutels wat God in hulle hande geplaas het. Wat 'n getuienis. Wanneer mense bid, hoor God. God hoor nie net nie, hy tree ook op. Ons glo dat daar krag in gebed is. Wanneer ons bid, glo ons dat God ook ons hoor. Ons plaas ons hoop op die lewende God. Nou die Romeinse ryk was 'n groot en sterk ryk en vir eeue lank was hulle soos die Grieke en die Perse voor hulle die groot wêreldmag. Soos hulle een na die ander land oorgeneem het hulle die gebruik gehad om mense van die betrokke land aan te wys om oor hulle eie mense te regeer. Natuurlik onder Rome se beheer en toesig. So het Rome ook, toe hulle Israel beset het in 37 voor Christus, vir Herodes die Grote aangestel om oor die Jode te regeer. Hy was die koning toe Jesus gebore is. Hy sterf kort na Jesus se geboorte en na sy dood word Israel tussen sy 3 seuns verdeel. Archelaus, Herodes Antipas en Philip. Herodes Antipas was koning oor Galilea en Samaria tydens Jesus se bediening op aarde. Die Herodes van wie ons in Handelinge 12 lees, is Herodes Agrippa, die seun van Herodes Antipas en die kleinseun van Herodes die Grote. Ons praat dus van die 3de geslag konings uit dieselfde huis. Konings soos die Herodese, wat namens Romeine opgetree het, was altyd baie bang geweest vir oproerige mense en vir onrus onder die volk, want dit sou negatief op hulle vermoë om te regeer reflekteer. Indien hulle nie wet en orde kon handhaaf nie, kon hulle uit hulle posisie verwyder word. Dit het blykbaar met Archelaus gebeur, een van Herodes die Grote se 3 seuns. Herodes, van wie ons in Handelinge 12 lees, Herodes Agrippa, sou dus enige vorm van oproerigheid of wanorde vroeg in die kiem wou smoor, want sy posisie sou in gedrang gekom het.
Die Jode het dit geweet en hulle het hierdie situasie uitgebuit. Die Jode kon die Christene nie verdra nie. Sedert die uitstorting van die Heilige Gees en die stigting van die Christelike kerk in Jerusalem, was daar maar altyd spanning gewees tussen die tradisionele Jode en die volgelinge van Jesus. Hierdie spanning het eintlik maar al reeds in Jesus se tyd, toe hy nog besig was met sy bediening op aarde, al begin. Veral na die stigting van die kerk het dit toegeneem. Tydens die jaarlikse viering van Paasfees, toe daar Jode van heinde en verre na Jerusalem toe gekom het, het hulle onder mekaar begin konkel en Herodes probeer manipuleer, met die moontlikheid van 'n opstand wat kan plaasvind. Die Jode het hom gewaarsku teen die Christene en hom probeer oortuig dat hy sy pos kwyt sou wees as hy nie teen hulle sou optree nie. Wat moes hy doen? Hy moes 'n voorbeeld van die Christene maak. Dit sou al die spanning ontlont. Herodes het hiervoor geval en hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, sonder 'n verhoor tereggestel deur hom te onthoof met 'n swaard. In Handelinge 12 lees ons dat Herodes ook vir Petrus laat vang het en in die tronk laat opsluit het. Hy sou vir Petrus na Paasfees verhoor het en heel moontlik laat teregstel het om die Jode tevrede te stel. Die Jode was heel in hulle skik met hulle planne. Daar is skrywers wat beweer het dat Herodes bang was vir Petrus se invloed en daarom versigtig was vir die manier waarop hy Petrus hanteer het. Nietemin het hy vir Petrus laat toesluit en deur ten minste 16 soldate laat oppas. In Handelinge 12 vers 5 lees ons, die gemeente het aanhoudend vir hom, dit is nou Petrus, tot God gebid. Kort hierna lees ons ook van Petrus se wonderbaarlike bevryding uit die tronk, terwyl die soldate wat hom opgepas het aan die slaap geraak het, het 'n engel van die Here aan hom verskyn, die boeye van sy hande laat afval, die deure van die tronk vir hom oopgemaak en die engel het saam met hom 'n ent in die straat afgestap. En so is Petrus uit die tronk bevry. Die engel het verdwyn en Petrus het daar gestaan en gedink, maar wat nou? Waarheen moet ek nou gaan? Petrus het toe besluit om na Markus se ma se huis toe te gaan. Ons lees dat daar gelowiges bymekaar was wat vir hom gebid het. Hulle was heel moontlik besig om te bid vir sy vrylating. Toe hy by die deur aankom, klop hy en die diensmeisie met die naam van Rode vra wie by die deur is. Petrus sê dat dit hy is en sy herken sy stem, maar laat hom buite bly staan, toe sy ophardloop na die bokamer toe, om vir die gelowiges wat besig is om te bid, te gaan sê dat Petrus by die deur staan en dat hy vrygelaat is. Hulle reageer op twee verskillende maniere. Eerstens sê hulle vir haar, jy is mal, en dan later sê iemand vir haar, dalk is dit sy gees. Maar hulle glo nie dat Petrus by die deur staan nie. Hulle wil nie glo dat hulle gebede verhoor is nie. Hulle wil haar nie glo nie en daarom stuur hulle haar weg sodat hulle kan aanhou bid vir Petrus se vrylating. Hier kan 'n mens mos nou die vraag vra, maar wat het hulle verwag? Hulle het gebid vir Petrus se vrylating. Dalk kan 'n mens dan vra, het hulle nie geglo dat hulle gebede beantwoord kan word nie? Het hulle getwyfel in die krag van gebed? Of het hulle gebid sonder verwagting? Toe hulle uiteindelik die deur oopmaak, was hulle baie verbaas om Petrus daar te sien. Hulle kon hulle oë nie glo nie. Hier staan hulle vriend Petrus en hy begin aan hulle vertel hoe die Here hom op hierdie wonderbaarlike wyse uit die tronk bevry het. Omdat sy lewe in gevaar was, het Petrus van daar af vertrek
na 'n ander plek, 'n plek waar hy buite die Jode se bereik sou wees. Hierdie verhaal bevat 'n wonderlike voorbeeld van gebedsverhoring en 'n belangrike les as dit kom by om te bid met 'n verwagting. Is dit nie ironies hoe die gelowiges bid vir Petrus se bevryding, maar toe hulle gebede beantwoord word deur die klop aan die deur, het hulle dit nie geglo nie. Het die gelowiges dan gebid sonder 'n verwagting dat God kan optree en hulle gebede kan verhoor? Het hulle dalk getwyfel of God regtig kan intree? Toe Rode by die deur kom, herken sy Petrus se stem by die deur. Die antwoord op hulle gebede staan aan die ander kant van die deur, maar sy maak nie die deur oop nie. Kan God regtig ons gebede verhoor? Miskien het sy al gesien hoe die tronk se kettinge en ysterdeure lyk en het sy getwyfel of God magtig is, of hy regtig die deure en die kettinge kan oopmaak en kan afbreek. Sy hardloop na die vertrek waar die gelowiges besig is om te bid. Ek dink Petrus staan by die voordeur. Ons gebede is verhoor. En hulle reaksie? Ag, jy's mal, dis seker 'n gees. Los ons nou dat ons verder bid. Dalk was hulle so bang en in skeptisisme gedompel na die dood van soveel ander gelowiges, dat hulle gesukkel het om te glo dat Petrus uit 'n Romeinse tronk kon ontsnap. Hulle was dalk net realisties. Dalk het hulle verwag en gebid dat Petrus vrygelaat sou word by sy verhoor. In hulle gebede wou hulle dalk vir God voorskryf oor hoe die wonderwerk moet lyk. En is daar nie 'n wonderlike les vir ons juis hierin opgesluit nie? Ons verwag nog en bid nog, en te midde van ons onsekerheid en weerloosheid het God reeds die ratte aan die gang gesit om iets ongeloofliks te doen. Hoe maklik bid ons nie soos die gelowiges in Handelinge 12 nie? Wat is die gesindheid waarmee ek en jy bid? Bid ons ook voorskriftelik? Here, help ons, maar help ons op hierdie manier? Of bid ons met verwagting dat God op sy manier en op sy tyd sal optree? Glo ons dat God nog wonderwerke kan laat gebeur? Of is ons te blind en te doof daarvoor, wanneer dit aan ons voordeur kom klop? Dalk is dit goed om onsself in hierdie Pinkstertyd te herinner, ons leef in moeilike tye en onder moeilike omstandighede. Die inhoud van die gebede tuig daarvan. Wanneer ons bid, loop ons die gevaar dat dit 'n monoloog kan word. Ons rammel 'n klomp gedagtes af, of ons sê 'n rympie op. Ons gee 'n lysie van alles wat die Here vir ons moet doen. Dit word ook baie maal dalk net 'n gewoonte, iets wat ons doen sonder 'n verwagting. Ons vergeet dat gebed eintlik 'n gesprek is waar ons ook moet stil raak en moet luister. In gebed raak ons opnuut bewus dat God aan die werk is in ons lewens. Deur te bid, kom tree jy ook vir diens aan. Jy kom stel jouself beskikbaar vir die Here se werk en maak jouself oop vir die Here se werk. Dalk lei die Here jou om 'n antwoord op iemand anders se gebede te wees. In gebed kom belyn ons lewens met God se wil en nie andersom nie. Deur te bid raak ons bewus van God se teenwoordigheid in ons lewens wat moontlik is deur die Heilige Gees. Ons vergeet dat gebed nie noodwendig vir God verander nie,
maar ons kom verander. So kom ons neem God op sy woord en ons glo dat hy ons gebede kan en wil en sal verhoor. Laat ons lewenswyse, ons gesprekke, ons beplannings, ons verhoudings ook hiervan getuig. God het reeds die sleutels van die eysterdeure in ons hande geplaas. Kom ons dank God en vertrou dat hy ook ons oë sal oopmaak wanneer die antwoorde op ons gebede aan ons deur kom klop. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie. Dankie vir hierdie verhaal. Dankie vir hierdie verhaal wat ons kom leer dat ons met verwagting moet bid. Dat ons wil met U wil moet belyn. Maar Vader, ons moet kom bely, ons doen dit nie. Baie keer doen ons gebede as gevolg van 'n ritueel of gewoonte. Baie keer bid ons en dan rammel ons 'n rympie af of ons het 'n wenslysie en ons sê amen, ons staan op en ons loop. En ander kere bid ons, maar ons bid sonder verwagting. En baie keer wil ons ook voorskriftelik wees. Vandag kom vra ons vir U, help ons deur die Gees om anders te oor gebed te dink, om onsself met U wil te belyn. Kom verander ons, dat ons met verwagting sal bid, en dat ons sal kom aanmeld vir diens, sodat U nie net in ons kan werk nie, maar sodat U ook deur ons kan werk, en so 'n verskil in die wêreld kan maak. Want dit is tog op die einde van die dag ons roeping. Ons kom bid dit vir elkeen van ons as individue, maar ons kom bid dit ook vir ons gemeente. Help ons om ook deur ons gebede 'n verskil te maak aan die mense rondom ons se lewens, aan ons verhoudings, aan ons gemeente, aan ons gemeenskap en aan ons land. Ons bid al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom die teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Gaan dan in die wêreld in, verryk deur die oorvloedige liefde van God, gevoed deur die selflose sorg van Jesus Christus en versterk deur die inwonende krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.